lees uit een van die evangelies uit. Nou, uit die aard van die saak is hierdie tyd, ek dink altyd hier in November, beleef ons dit elke kleuterskool, elke kinderkerk, elke vroeë ontwikkelingsfase, kinders, maak nie saak wat die aard van hulle samesyn is nie, het die een of ander Kerskonsert. En dan is dit mos nou die 3 wyse manne, en dit is, julle ken al die prentjies. En dan is daar groot ingenieurswese met katrolle om die ster iewerste uit die dak uit te katrol, en dan kom die wyse manne en die herders met hulle stokke. Ek wil, ons almal ken hier die prentjie, en dan, as ons kyk na Kerskaartjies, is dit dikwels hierdie ster en die wyse manne en herders en skape in 'n krib. En ons ken die prentjie. Dis nie 'n prentjie wat ek vanoggend oor hoef te praat nie. Ons almal het die prentjie van Bethlehem tydens Keiser Augustus se sensusopname. Die maagd Maria Josef in 'n krib, in 'n stal. Ons almal het die prentjie. Maar ek wil vir ons lees uit Johannes uit, wat glad nie enige iets van die krib sê nie. Nie iets sê van herders of iets sê van wyse manne nie. Nie praat oor Augustus of Keiser Augustus se kindermoord nie. Nee, hy gee glad nie hierdie detail nie, maar die inligting wat hy gee oorgrens al die detail van al 3 die ander evangelies. Hy begin en hy sê in Johannes 1, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom. Vol van genade en waarheid. Sjoe, familie. Johannes se aankondiging van Jesus se koms na hierdie aarde toe is baie groter as die vertellinge van die sterrekonstellasie wat so in lyn gekom het dat sterre kundiges in daardie tyd 'n studie gemaak het en die ster gevolg het. Johannes se verklaring en se verduideliking is so groot dat hy eintlik sê dat elke ster is deur hom gemaak. Elke boom, elke plant, elke insek, elke dier, niks wat daar is, sou daar wees, as dit nie vir hom was. En dan hierdie groot verklaring, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Binne die Grieks gebruik Johannes hierdie woordjie vir onder ons kom woon, as onder ons kom tabernakel, kom tent opslaan. En dan wanneer 'n ou dink aan 'n tent, dan besef 'n mens, dis iets wat van alle forme, ek praat tot van sink shacks. As jy 'n tent wil opslaan vir 365 dae van die jaar en jy hou hom vir 'n paar jaar, brand die son hom in flarde. 'n tent is sekerlik een van die mees tydelikste huisvestings vir 'n mens. En dan kom Paulus in 2 Korintiërs 5 en hy praat presies oor dieselfde.
Hy praat oor my en jou tent, ons liggaam, ons woon maar net in 'n tent. En dan sê hy, as hierdie uiterlike mens vergaan, hierdie tent wat so maklik skeur as daar 'n sterk wind kom en die son hom in flarde brand, as hierdie tent waarin ons is tot 'n einde kom, dan het ons 'n ewige gebou by God. So wanneer ons dink aan Johannes hoofstuk 1 vers 14 en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, het Jesus, en dit maak my so opgewonde, om vir 'n paar oomblikke te dink, dat daar 'n tyd was, dis weet julle, die evangelie is so groot, en vir elkeen is daar 'n hoofmoment, en ek is seker ons het konsensus, die kruis is die hoogtepunt van hierdie verhaal, en veral, toe hy sê, in u hande gee ek my gees oor, en hy blaas sy asem uit, en hy doen dit om my en jou sonde, dit wat Johannes in hoofstuk 1 vers 14 sê, vol van genade, vol van liefde, soveel liefde, hierdie Jesus het onder ons kom woon, en weet julle, dit maak my skaam, as ek kyk na sy liefde. Hy het niemand gestigmatiseer en geetiketeer nie. Hy het niemand uitgeskuif nie. Ja, hy was wel hard op die kerk. Hy was ongenaakbaar hard op die kerk van sy tyd. Maar hy was so sag op sondaars. Hy het nie omgegee wat hulle sosiale stand was, wat hulle herkoms, wat hulle monetêre, hulle finansiële posisie was nie, wat hulle sonde was nie. Hy het nie omgegee nie. Hoekom nie? Want hy was vol van genade. Hierdie tent, Jesus, wat onder ons kom woon het, was nie vir 'n lang tyd hier nie. Hy was maar ongeveer 33 jaar, wat daardie tent opgeslaan was. En sy best before date was nog nie verby nie. Hy was in die vleur van sy lewe. Hy kon nog van die warm son vat. Hy kon nog wind en storms vat. Hy was, maar weet julle wat, hy's uitmekaar geskeur en geslaan en vernuweer, sodat sy tent erger lyk as die ergste tent van my, jou, wat in ouderdom vergaan. Hy het hier kom woon, onder ons. Mense, ons kan nie verstaan hoe groot hierdie verandering van Jesus se wese, van sy heerlikheid en sy majesteit, sy almag en sy alwetendheid moes wees, hoe groot die klemverskywing, die verandering was, daardie oomblik in spasie van ruimte en tyd, waar hy nie vasgekeer was nie, want hy was alomteenwoordig, waar hy sy heerlikheid neergelê het, sodat hy 'n mens kon word. Ja, die kruis was 'n alles oortreffende offer, maar kan jy jouself indink, dat God, die skepper van hemel en aarde, dit wat Johannes sê, hy is die skepper en die outeur van lewe. Alles het deur hom ontstaan en niks het ontstaan as dit nie deur hom ontstaan het nie. Dat hy, wat die skepper was van hemel en aarde en is, 'n skepsel geword het, 'n mens geword het. Sjoe, en dan geen ander kortpad gekies het nie. Net soos ek en jy ons eerste waggelende en wankelende baba treetjies moes gee. Die eerste keer in 'n doring of 'n dussel moes trap, wat sy ouma en oupa grootjie, of eerder ons ouma en oupa grootjie Adam en Eva, want Paulus sê dit so mooi, Paulus praat van 2 Adams. Het julle geweet, daar word van 2 Adams gepraat in die Bybel? Die eerste Adam, deur wie sonde in hierdie wêreld ingekom het. En die tweede Adam, wat sonde hier uitgevat het.
Maar hy moes in die dorings en die dussels, in die ongerief, in die pyn, in die smart, in die uitdagings van die lewe, in die gebrokenheid, lewe van daardie eerste Adam. Hy was mens. Ek is oortuig, hy het 'n paar keer gaan stilstaan in 'n dubbeltjie land, waar die dorings in sy voete gesteek het. Hy het nie die ontwikkelingsfases van kind wees geskiep, soos die Engelse sê nie. Hy het elke treukie gegee, maar weet julle wat? Anders as ek en jy, het hy geweet wat sy laaste tree sou inhou. Anders as ek en jy, het hy geweet elke tree wat hy gee, is 'n tree nader aan Golgotha. Elke tree wat hy gee, is 'n tree nader aan die tuin van Getsemane, waar hy die sonde van die wêreld op hom moes neem. Al die sonde. Sjoe. Hy wat geen sonde geken het nie, sê die woord, het sonde vir my en jou geword. So 'n bietjie op 'n meer kontemporêre vlak. Kersfees. Dis baie interessant as ek en jy net so vir 'n paar oomblikke dink aan die impak wat Jesus Christus gehad het op die bestaan van die mens. Daar was baie helde en legendes in die mens se bestaan. Daar was selfs reëse, lees ek van. Maar daar was net een mens wat die kalender van die mens kon verander het. Wat die kalender so ingrypend verander het, dat dit vir meer as 1000 jaar, ja vir bykans 2000 jaar, was daar 'n merker geplant wat gesê het voor Christus en na Christus. Kan jy dink hoe groot is die impak van Jesus se koms? Dat op die wêreld almanakke, die kalenders, en hulle dit ook net soos wat hulle Christmas probeer verander het na Xmas, het hulle dit ook nou probeer verander. Het julle dit opgemerk? Want dit is vir hulle 'n steen des aanstoots om te dink dat die mens se ganse bestaan in 'n moderne era nog steeds sentreer rondom 'n datum wat vasgemaak is voor Christus en na Christus. Dit moet baie moeilik wees as jy nie glo in Jesus nie. Dit moet vir jou aanstootlik wees. Dit moet jou konfronteer. Ek wonder hoeveel mense is gekonfronteer deur die wêreld se tydhousisteem dat Jesus hier was. Jesus het gekom. En as ek en jy dink aan hierdie boodskap, dan sit ons vanoggend ongeveer 2000 jaar na Christus. Ons kan nou sê 2025 jaar, maar ons het nie die presiese dag en datum nie. Maar ongeveer 2000 jaar na Christus. En as ek en jy die geskiedenis gaan lees en gaan opstudeer, hoe een eenvoudige mens, eenvoudig in die sin, dat hy gebore is en neergelees in 'n krib. Eenvoudig in die sin dat hulle verwys na die timmermansseun van Nasaret. Eenvoudig in die sin dat hy geen aansien gehad het nie. Dat hy nie bank of beleggings gehad het wat van so formaat was dat hy eers gereken is onder die rykste mense wat geleef het nie. Inteendeel, sê hy, die voëls van die hemel het neste en die jakkalse het gate, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Weet julle dat Jesus nie 'n transportakte gehad het van 'n huis? Ons lees nêrens, ons lees wel dat Jesus
Petrus se skoonma gesond gemaak het in haar huis. Maar ons lees nêrens dat Jesus 'n huis gehad het nie, behalwe waar hy groot geword het in Nasaret. Eenvoudig in die sin, dat hy maar net God se liefde en sy genade en sy barmhartigheid en sy hinkering en sy smagting om met die mens in verhouding te staan, kom openbaar het in so kort spasie van tyd. As ek en jy vanoggend vir mekaar sê, ons druk die reset knoppie, ons almal kan weergebore word, letterlik fisies, en jy het net 33 jaar om impak te hê, maar ons wil hê jy moet so groot impak hê, dat dit vir 2000 jaar die boodskap word. Wie van ons kan dit doen? Wie van ons is in die vermoë om dit te doen? En vir 2000 jaar is dit die enkel grootste boodskap wat daar nog ooit was, wat in die mense bestaan, nie net lewens verander het nie, maar tot argitektuur, geboue, medisyne, alles, gaan studeer dit op. Vir 2000 jaar het Jesus sy naam uitgestaan. En daarom het ek vir Riekes hulle gevra, ons moet sing, Jesus, groot bo almal. As ek en jy dink aan 2000 jaar, die eerste 200 jaar, 300 jaar, was 'n tyd van verwoesting. Weet jy, vir 300 jaar, het hulle hierdie evangelie probeer uitroei. Hulle het mense vir leeu's gegooi. Hulle het mense lewendig aan die brand gesteek. Hulle het mense gekruisig. Hulle het alles, hulle het die kerk so vervolg. Vir 300 jaar na Christus is die kerk so vervolg, dat hulle in grafkelders kerk gehou het. Daar was nie een kerk gebou in die eerste 300 jaar na Christus nie. As jy gaan kyk na Prof. Henny Stander se boek, Baptism in the Early Church, dan gaan sien jy dat daar mosaïek is, wat hulle onder in katakombes, in grafkelders gekry het, wat doop seremonies uitgebeeld het, want die kerk moes onder die grond wees, want as jy net uitkom, is jy vermoor. Nero het die wreedste aanslag op die Christendom geloods, en dit het aangehou en aangehou, tot en met Konstantyn. Vir 300 jaar, elkeen wat sê hulle glo in die timmerman seun van Nasaret, sy kop het gewaai. Hulle het vir Polycarpus gevra, wil jy nie net jou getuienis aflê nie? Volgens die geskiedskrywing was hy in die 80 jaar oud. En hy het gesê, vir soveel jaar het God my nooit in die steek gelaat nie. Hoe sal ek hom nou verloon? En hulle het hom in 'n kolosseum vir leeu's gegooi. Hulle het dit probeer uitwis vir 300 jaar. Hulle kon dit nie reg kry nie. Die grootste boodskap ooit. En vanoggend, familie, wil ek hê ons moet hierdie boodskap, julle weet mos hoe lyk 'n satellietskottel, hy is mos so konkaaf, want hy fokus die strale na 'n sentrale punt toe. Maar ek wil hê, ek en jy moet hierdie boodskap van Jesus so 'n bietjie wegvat van ons, en hom so 'n bietjie 'n ronding gee, hom so rond, dat dit na my en jou toe wys. En dan is die vraag vanoggend, hoe groot verandering het Jesus in jou lewe gebring? As hy so groot verandering in die wêreld se bestaan gebring het, hoe groot verandering is Jesus in my en jou lewe? Is hy die kruks? Is hy die kern? Is hy die rede vir waarom ons lewe? Kan ons sê, soos Paulus in Filippense 1, vir my is die lewe Christus.
Ek wil ons kan almal vanoggend getuig vir 2000 jaar die grootste impakrykste boodskap ooit. Die mens kon dit nie verwoes nie, die mens kon dit nie uitwis nie. Die duiwel kon dit nie verdraai nie. Jesus was hier. Daar's argeologiese fondse. Hulle het Pilatus se ring opgegrawe wat sy seelring was wat hy gebruik het om 'n mandaat of om dokumente te bekragtig. Hulle het nou onlangs, nie te lank terug nie, het hulle 'n hele mosaïek gekry van 'n eerste kerk wat die hele verhaal van Jesus wat hier was verkondig. Daar is soveel argeologiese fondse wat sê dat Jesus was hier. En die mens kan maak wat hulle wil, hulle sal hierdie boodskap nooit kan uitwis nie. Dit is die impakrykste, kragtigste, lewensveranderende boodskap. Maar kom ons hou die spieël, die ronde spieël wat so na ons toe wys, net so eentjie verder en vra vir jouself, hoe het sy koms my lewe kom verander? Want jy sien, ek dink die hartseer waarheid is, dat ons onsself kerk kan noem. Die woordjie kerk kom van die Latyns af, dis nie eers 'n Griekse woord nie. In die Grieks was dit die gemeente. Dit was 'n samekoms van heiliges. Dit was 'n nuwe volk. 1 Petrus 2 vers 9 en 10, want julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het in sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Weet jy wat? Ons sit met die werklikheid as kinders van God, is ons die kerk. Maar ongelukkig het die institusionele, die kerk, met al die name wat daar is, volle evangelie kerk ingesluit, oor soveel jare, soveel tradisie en soveel veranderinge gebring, en baie keer half soos 'n verdowingsmiddel geraak vir mense om te sê, ja, ek glo ek behoort aan 'n kerk. Ek wil vanoggend die stelling maak, as Jesus nie 'n ingrypende verandering in jou lewe teweeggebring het nie, dan het jy die boodskap gemis, dan het jy dit nog nie, dan is dit nog nie vir jou 'n werklikheid nie, want jy sien, ek en jy kan praat oor Wolraad Woltemade, ons het gisterand het ons so op ou Kersaand gepraat oor van die volkshelde. Ons kan praat oor 'n klomp historiese geskiedkundige goed, en as ek vra, was Jan van Riebeeck hier? Almal sal sê ja, 1652. Ons kan praat oor Vasco da Gama, ons kan praat oor Galileo Galilei wat deur die teleskope besluit het die aarde is rond. Ek weet nou, ek is nou al so verward, is dit plat of rond? Ek weet waar ek loop, is dit plat? Maak nie vir my saak nie, en as ek Kaap toe ry, ry ek af, en as ek terug ry, ry ek op. Die goed maak nie saak nie, en om daaroor te stry en te beklei, om te wil dink, dit is waarheid en dit is lewensveranderend, dit is nie. Die boodskap van Jesus verander lewens. En dis dan juis, wanneer Paulus in Handelinge 17 in 'n afgodstad kom, die hoofstad van afgode in Athene, waar daar nie net altare is nie, maar allerhande vererings en beelde en by mekaar kom plekke. Waar die woord van die Here sê, en Paulus het ontsteld geraak in sy binneste. Want weet jy wat, vir baie mense gaan Kersfees oor dronkpartye. Vir baie mense gaan Kersfees oor feesvieringe wat niks met Jesus te doen het nie. Vir baie mense gaan Kersfees oor hulle eie tentoonstellings van rykdom en geld. Op hierdie dag word daar Ferraris en Lamborghinis en Bugattis vir kinders persent gegee, net om te sê ek kan.
Is my so mooi in een van Rikus se liedere, waar hy sê, soek jy na Jesus in 'n moderne Babylon, waar daar soveel stemme uitgaan, en die hartseer realiteit is, die kerk is deel van die stemme wat onder mekaar verwarring bring. Ons stry oor groot doop en klein doop, ons stry oor pyporgel en trom, ons stry oor dit, ons beklei oor kersbome, ons beklei oor Kersvader, ons beklei oor alles, terwyl die grootste boodskap Jesus is. En terwyl Paulus in Athene is, begin hy die evangelie van Jesus verkondig. En het kom teen 'n prys, want hulle neem hom gevangene. En hulle vat hom na 'n filosofiese hof toe, na die Areopagus toe, en hulle daag hom uit om sy storie te vertel, en hulle sê ook sommer daar, hy's 'n storieverteller. Paulus sê vir hulle, ek het by julle altaar gevind aan 'n onbekende God, en hom wil ek aan julle verkondig, en weet julle wat? Handelinge 17 vers 28 kom Paulus, en hy sê hierdie woorde. En wanneer ek en jy vanoggend daardie konsentrasie, daai skottel, daai spieël wat ons hart en ons gedagtes en ons fokus en ons ingesteldheid kry, so vir 'n oomblik wegvat, die boodskap van Jesus so op 'n afstand kry, dat die strale hier op ons konsentreer, dan is dit vir elkeen wat glo, dit wat Paulus sê, 'n werklikheid. Hy sê in vers 28, want in hom, van wie praat hy? Van Jesus. In hom lewe ons. In hom. In Johannes 11 kom Jesus en hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. In hom lewe ons. Lewe ons net hier? Ja, nee, ons lewe hier. Maar ons lewe vir ewig. Hy het die dood oorwin. Hy het die graf, die hel het hy oorwin. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. En ek dink ons val baie keer so vas in hierdie historiese Kerskaartjie prentjies met die herders met die stawwe en dan die 3 wyse manne wat nêrens gesê word, dit was net 3 nie, maar dan het ons hierdie prentjie van 'n historiese Jesus wat hier was, en dit is goed, hy was hier, hy is gebore, hy het rondgeloop, hy het in Galilea bedien, hy het siekes gesond gemaak, hy het dowes laat hoor, hy het dooies opgewek, hy was hier. Maar weet jy wat, as ek en jy in Johannes se verklaring in Openbaring 1 gaan lees, ons het mos nou Johannes 1 gelees, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het vir 2000 jaar dit nie oorweldig nie. Die duisternis kan nie hierdie lig, hierdie koning van lig oorwin nie. Die duisternis kon nie, en Johannes skryf in Openbaring 1, toe Jesus verskyn aan hom in sy heerlikheid en sy majesteit, dan gee hy, en jy moet dit gaan lees, dis nie daai timmerman seun van Nasaret nie, dis nie daai een wat die gesel hou op sy rug gehad het en die spykermerk in sy hande nie, ja, hy sal dit vir altyd en ewig sal hy dit ook vir ons kan wys, want dis die kwitansie vir sonde. Maar Jesus verskyn aan Johannes op die eiland wat Patmos genoem word, in heerlikheid en majesteit. En weet julle wat, gaan lees Johannes 21, daar staan die disipel vir wie Jesus lief gehad het. Nou ek weet nie of Johannes dit self geskryf het, daai laaste stukkie nie, want ek dink nie ou sal oor jouself dit so skryf nie. Ek dink daai was so, die vroeë kerk het onthou, hoe naby was Johannes en Jesus aan mekaar gewees, en ons lees in Openbaring 1, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooi aan sy voete.
Familie, as Jesus weer kom hy in krag en in majesteit. Kom hy in sy goddelike heerlikheid. Kom hy in sy almag. Hy kom op die hoogste vlak, dit wat hy neergelê het, kom hy wanneer hy weer kom. En hy gaan kom om dit wat hier op aarde aan die gang is, tot 'n einde te bring. Sodat hy ons kan neem, soos wat hy sê in Johannes 14, om te wees waar hy is. Ek wil afsluit. As ek en jy vir 'n oomblik dink, hy is die lig, hy is die lewe, hy is die ewige lewe. Hy is vir my en jou die sleutel tot God se heerlikheid en majesteit. Hy is, die Hebreërskrywer skryf dit so mooi, hy sê sy liggaam is geskeur soos die tempel voorhangsel geskeur was. Gaan lees in Hebreërs. Hy sê sy liggaam was die voorhangsel en dis oopgeskeur sodat ek en jy kan ingaan tot voor die troon van God. Jesus het my en jou in die posisie geplaas dat ons in 'n lewende, in 'n werklike verhouding met 'n ewige God en Vader kan staan. Hy het vir ons die weg gebaan. Ons hoef nie soos die wyse manne rond te vra wat is die pad en waar en wie en hoe nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En ons kan deur hom na die Vader gaan. In hom lewe ons. En familie, weet julle wat is vir my hartseer? Is dat daar sommige mense net gedagte gee aan Jesus se koms hierdie tyd van die jaar. Maar ek wil 'n oproep doen vanoggend. Dat elke dag van hierdie jaar wat voor jou lê, as die Here wil en jou die gesondheid in die lewe spaar, dat elke dag 'n dag sal wees waarin jy Jesus se koms na hierdie aarde toe sal vier. Luister mooi, dat elke dag 'n dag sal wees. Ek weet nie van julle nie, maar daar's 'n ander energie. Man, en ons het poerings voorberei en ons was eergisteraand daar by die vrou monument by die liggie fees. Hulle het so, kon jy gaan koffie drink en daar was sulke makdonkies, maar toe is daar sulke kalkoene. Toe dink ek, hierdie kalkoene is so mak, ek kan eenetjie vat, maar ek weet net nie hoe lank moet 'n ou hom ophang om ryp te word nie, want ek dink hy kan soos tarantal taai wees as jy hom nie reg gaar maak nie. Maar ek bedoel, dis 'n tyd waar daar soveel positiewe energie is, soveel opgewondenheid. Ja, dis ook 'n tyd van seer. Daar is ook in almal van ons wat hier is vanoggend se lewens 'n leesstoel aan die tafel, aan die feestafel. Daar is mense wat vanoggend hier sit, wat in hierdie jaar die stoel leeg gekry het. Iemand afgestaan het aan die dood. Maar omdat hy leef, is daar vir ons hoop, is daar vir ons 'n toekoms, en is daar vir ons die vooruitsig om mekaar weer te sien, saam met hom, vir ewig en vir altyd. Wanneer Paulus sê ons beweeg, in hom lewe ons, beweeg ons. Is my gebed dat elke dag in hierdie lewe van my en jou sal wees soos 'n Kersdag, vol positiewe energie, vol blydskap, vol vreugde, vol goeie nuus, vol welwillendheid teenoor hulle wat swaar kry, hulle wat arm is, hulle wat honger is, vol van die Heiland het gekom, die koning het gekom. En dan sê hy, en is ons. In hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Weet jy wat? Die grootste Kersgeskenk wat ooit toegedraai kon word, met 'n omhulsel, was daardie dag,
toe ek en jy wedergeboorte deelagtig geword het en ons in Christus ingebore is, gebore deur die Heilige Gees, in hom ingevoeg is. Weet julle hoe lyk ons versierings as kinders van die Here? Daar's nie rooi klokkies op nie en daar's Jesus op. En wanneer mense en ek weet, as mense Jesus in my en jou sien, is dit die mooiste mooi wat daar ooit kan wees. En dis wie ek en jy moet wees. In hom lewe ons, in hom is ons toegevou in God se liefde, vol van genade, vol van waarheid, vol van liefde, vol van omgee. Ons moet 'n energiebol wees van God se omgee, van sy grootste ingrype in hierdie wêreldse geskiedenis. Mag ek en jy Jesus uitstraal in 'n donker en 'n verlore gaande wêreld. Mag ons die boodskapdraers wees van die grootste en die beste nuus ooit in die ganse bestaan van die mens. Kom ons staan en dan dank ons die Here. Vader, as ons vir 'n oomblik net U beeld, U heerlikheid, U majesteit, U woord net so bietjie op ons fokus, dan weet ek vanoggend, Here, dat daar nie een van ons is wat hier is, wat op 'n plek is, of voel dat ons op 'n plek is, dat ons volmaak is nie. Nee, ons is mense. Ons het U nodig in ons lewe. Sonder U is ons niks nie. Sonder U is ons verlore. Sonder U het ons nie hoop nie. Sonder U is daar nie vir ons 'n toekoms nie. Sonder U, Here, wat bly daar vir ons oor? Maar Here, wanneer ons so vir 'n paar oomblikke net onsself op hierdie fokuspunt sit van die grootste boodskap in mense jeugenis, 'n boodskap wat oor 2000 jaar van krag tot krag beweeg het, mense se lewens verander het, mense hoop gegee het, mense getroos het, mense anders na die lewe laat kyk het, mense gesond gemaak het, mense gered het en mense verlos het, mense vrygemaak het van die duisternis en die mag daarvan. Here, dan weet ons dat as hierdie boodskap, wat so gekonsentreerd oor die kalenderlyn van 2000 jaar ingrypende verskil maak. Here, en ons dink dat daardie boodskap deel is en deel word van ons lewe, dan kan ons nie dieselfde wees nie. Dan verander dit ons geskiedenis. Dit verander ons toekoms. Dit verander ons lewe. Vader, en ek bid vanoggend dat Jesus 'n lewende werklikheid in elke een van ons se lewens sal wees, elke dag van ons bestaan. Dat ons elke dag sal opstaan as 'n viering, as 'n fees vir Christus, vir U koninkryk. Ja, Here, dat ons elke dag sal opstaan met die voorneme, met die doel, met die ingesteldheid, met die agenda, laat U naam geheilig word. Dit gaan oor U, dit gaan oor Jesus, Vader, dit gaan oor die Heilige Gees, dit gaan oor die Skepper van hemel en aarde, dit gaan oor 'n boodskap mense se lewens verander. En Here, soos wat daar in winkelsentrums en voorwinkelvensters, uitstallings en pleit uitstallings is om in te kom in feesvieringe en tinsels, Here, dat ons lewens elke dag 'n uitstalruimte sal wees.
Here, dat dit elke dag soos 'n voorwinkelvenster sal opgemaak wees met u heerlikheid, u majesteit, u krag, u heiligheid, u liefde, u genade. Here, dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle wil hê wat ons het. Want Here, ons is u uitstalling. Ons is u versiering hier op die aarde. Die ingrypendste gebeurtenis het my lewe kom verander. En daardie gebeurtenis het 'n datum. En daardie gebeurtenis het 'n adres. En daardie gebeurtenis, Here, het 'n naam. En sy naam is Jesus. Yeshua, die Seun van God. Hy wat is en wat was en wat sal kom. Ek bid, Here, dat u deur die krag van die Heilige Gees ons sal gebruik as instrumente, as advertensies, as uitnodigings, as gelukwensings, as feesviering, Here. Dat mense kan weet, die koning het gekom. Dankie vir die woord vanoggend, Here. Dankie dat ons sommer nou al kan sê, Here, help ons as u wil in 2026, dat ons altyd soveel moeite en opgewondenheid aan die dag sal lê, Here, soos wat ons doen om Kersvieringe te vier. Here, help ons om Jesus te lewe in 'n donker wêreld, want hy is die lig van hierdie wêreld. Bid ek in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.